Jy is ingeskakel op Grootplaas. Ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend, Jean-Pierre Kotse, hy is die bestuurder van projekte en navorsing by die Suid-Afrikaanse Graan- en Oliesadehandelaars Vereniging, of beter bekend as SACOTA. James, goeiemôre en welkom terug. Baie dankie dat ek terug genooi is. Hoor jy so onlangse verhoging in oesskatting vir mielies en sojabone? As ons praat nou oor die oesskattings, wat is dit nou presies? Wie doen hierdie skattings en wie bereken dan die syfers wat ons sien? So die oeskatting word deur die oeskattingskomitee gedoen. In die industrie word hulle beter geken as die CEC. So die CEC sorteer ook onder die Departement van Landbou. En dan hulle kry inligting vanaf boere en hulle gebruik satellietdata en weer inligting en verskeie inligting om dan hulle skatting te doen oor wat die hektare gaan wees. En dan kry hulle ook inligting van ander rolspelers in die industrie, byvoorbeeld SACOTA, wat vir hulle dan opsommende inligting gee, wat hulle ook dan kan gebruik om te bepaal wat die opbrengs per hektaar dan sal wees. En hierdie inligting is verskriklik belangrik vir almal in die industrie, van produsente tot verbruikers, omdat hierdie oeskatting wat hulle doen elke maand het 'n groot impak op die kommoditeitspryse in die vryhandelmark van Suid-Afrika. So hierdie oeskatting vir mielies en sojabone was weer verhoog na aanleiding van die vergadering wat KELK op die 12de Februarie gehad het. Sê ons eers gou net, wie is KELK dan en wat doen hulle? Okay, so KELK is die Crop Estimates Liaison Committee en hulle sorteer onder die NAMC wat die National Agricultural Marketing Council is. En die National Agricultural Marketing Council val dan weer direk onder die minister en hulle rapporteer direk aan die minister. So dit is die CEC, die KELK hou elke jaar 2 vergaderings, een vir somergrane en een vir wintergrane, waar die CEC dan moet rapporteer hoe akkuraat hulle oeskattings reg deur die jaar was. Nou in hierdie vergadering wat in Februarie plaasgevind het, is dit ook die CEC se geleentheid om die finale oeskatting te kommunikeer en almal in die industrie is dan ook genooi om hierdie meeting by te woon. So hierdie meeting is ook baie belangrik vir die mense in die industrie om te weet wat die oeskatting is en wat die redes van hierdie oeskatting is. Die rede dat ek nou in die vergadering was ook om te verduidelik hoekom hierdie oeskatting van so laag in die begin van die seisoen na later in die seisoen so hoog geraak het. Nou, met hierdie oeskatting wat verhoog is, wat verwag jy sal die impak wees dan nou op die mark? So ons kan miskien begin by die oeskatting verlede jaar Februarie was die eerste oeskatting uitgebring en hierdie oeskatting het baie laag begin. Die oeskatting het begin om optrent 13.9 miljoen ton vir mielies en met die nuutste oeskatting wat uitgebring is nou in Februarie hierdie jaar, is hierdie skatting verhoog na 16.65 miljoen ton. So dit is 'n verhoging van 2.8 miljoen ton mielies, wat so 20% is, wat redelik is. En vir sojabone het ons dieselfde gesien, waar die sojabone met 17% verhoog is, na 2.8 miljoen ton toe, wat dan 'n rekord oes sal wees, wanneer dit realiseer. So die impak wat ons verwag, wel daar's miskien, kan ek eers sê, daar's verskillende redes hoekom dit so vergroot het. Die eerste rede sal wees, daar was baie pessimisme in die industrie gewees, veral na die droogteseisoen wat ons in die vorige jaar gesien het. En hierdie pessimisme, soos ek gesê het, die CEC kry inligting vanaf boere. En as die boere pessimisties is oor as hulle oes is, dan gaan hulle daai inligting so deurgee vir die CEC. En dit was nie net die CEC wat verkeerd was nie, dis die hele industrie het nie verwag ons gaan so groot oes hê nie. En die impak hiervan is, ons gaan nou hierdie jaar sit met 'n baie groot eindvoorraad, wat dan 'n groot beginvoorraad is vir hierdie komende seisoen, en ons verwag ook 'n baie groot oes vir hierdie seisoen wat nou kom. En as jy hierdie twee dan saamvat, beteken dit gaan baie druk op die pryse sit, waar die pryse moet afgaan na uitvoerpariteit toe, maar dit gaan ook baie geleenthede vir Suid-Afrika skep om weer uit te kan voer. So, jy praat nou van verhoogde beginvoorraad vir die komende seisoen, die impak wat dit sal hê, natuurlik die surplus wat ons gaan hê in die volgende seisoen. En kan jy vir ons kykers 'n indikasie gee van hoeveel uitvoere ons dan nou gaan praat? Yes, so vir mielies verwag ons 'n oordragvoorraad van 2.7 miljoen ton en dan vir
sojabone verwag ons so 400,000 ton om mee te begin. As ons dit nou vat met die rekordoes wat ons moontlik kan kry hierdie jaar, van ongeveer 17 miljoen ton mielies en tot en met 3 miljoen ton sojabone, gaan ons baie produksie hê in Suid-Afrika. En dit sal beteken dat ons basies hierdie ekstra voorraad uit die land uit moet kry. En om dit te doen, soos ek gesê het, moet die kommoditeitspryse daal en ons kan sien soveel as 4,2 miljoen ton mielies en mielieprodukte wat dan sal uitgevoer word en dan ook so 800,000 ton sojabone wat ons kan sien wat uitgevoer kan word. En dit sal nou insluit buurlande sowel as diepsee uitvoere, hang maar af hoe die pryse verlaag en waar daar mense nodig het. JP, ons gaan nou verder met jou gesels. Ons gas op Groot Plaas vanoggend, JP Kotse, bestuurder van projekte en navorsing by die Suid-Afrikaanse Graan en Oliesade Handelaars Vereniging. Ons is terug op Groot Plaas, net hierna tyd eers vir die Groot Plaas kalender. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Jean-Pierre Kotse van Sakota. Ons gesels 'n bietjie oor die onlangse verhoging in die oeskatting van mielies en sojabone. So JP, as Suid-Afrika nou hierdie groot surplus het van voorrade, sal dit dan nou beteken dat die pryse gaan daal? Duppie, ja, jy is 100% reg, die pryse sal so 'n bietjie moet daal. So om ontslae te raak van hierdie surplus voorrade, sal die pryse moet afgaan na basies uitvoerpariteit toe. En ek sal nou vir jou verduidelik wat uitvoerpariteit is, maar die pryse moet afgaan na uitvoerpariteit toe, laat die handelaars die geleentheid het om hierdie surplus voorrade uit die land uit te kry. En dis ook belangrik om te onthou, dit is nie die hele 17,000 ton oes, 17 miljoen ton oes, wat teen hierdie lae prys verkoop gaan word nie. Dit is net 20% om ontslae te raak van die surplus voorrade. En as hierdie surplus voorrade uit die land uit is, dan sal die pryse weer verhoog, wat die geleentheid vir die boere sal skep om hulle oes weer teen die hoër prys te verkoop. So as ons praat van die pariteit is basies die laagste prys in die land, omdat ons in 'n vrye mark handel, is dit die prys waarteen ons kan uitvoer. So sodra die prys, die lokale prys in Suid-Afrika onder hierdie band wat ons dit noem val, dan sal die handelaars begin uitvoer, wat die hoeveelheid mielies wat ons in Suid-Afrika uit vir gebruik weer minder maak, wat die prys dan so 'n bietjie weer sal opstoot. Nou, ons almal weet ook dat die wisselkoers is besig om te versterk. Vir party van die mense is dit 'n goeie ding. Sal dit 'n impak op ons mededingendheid in die internasionale markte hê? Ja, dit sal 100% met 'n groot impak hê, omdat, soos ek nou net verduidelik het, hierdie invoer en uitvoerpariteit bande is direk gekoppel aan die wisselkoers. En as Suid-Afrika se wisselkoers sterker is, beteken dit ons kry basies minder vir ons uitvoere. So met ons sterker wisselkoers maak dit vir Suid-Afrika moeiliker om uit te voer. So dit is nie net genoeg vir Suid-Afrika se lokale prys om te daal nie. Die prys moet daal in vergelyking met die internasionale prys. So as die internasionale prys dan verlaag of ons wisselkoers versterk, wat inherent dan die prys verlaag, dan sal ons prys nog moet verlaag om dit moontlik te maak vir uitvoerders om winsgewend uit te kan voer. So die slotsom is 'n sterk wisselkoers is sleg vir uitvoere vir Suid-Afrika, waar 'n swak wisselkoers maak ons meer kompeterend in die internasionale mark en sal dit vir ons moontlik maak om meer en makliker uit te kan voer. So met hierdie surplus wat ons het, wat ons wil uitvoer, wie gaan die hoofmarkte wees wat dit sal optel?
So Doopie, dit is Suid-Afrika het nie 'n probleem met markte nie, veral Sekota doen groot werk daarin om seker te maak dat daar so genoeg markte beskikbaar is internasionaal. So families tradisioneel is Japan daar, Korea daar, en daar's baie markte families en dan ons buurlande vat ook baie mielies. En verlede jaar het ons ook weer gesien dat Zimbabwe verskriklik baie mielies vat. En so ook het die sojabone na Eswatini en Zimbabwe toe ook opgeneem. En in die verlede het ons gesien dat vir sojabone spesifiek is Suidoos-Asië 'n baie geskikke mark vir ons wat omdat ons ook omdat ons nader is geografies aan daai lande, is dit beter vir ons om partykeer uit te voer as die ander groot uitvoerlande soos Argentinië, US en Brazil. Nou om alles bymekaar te trek, uitdagings wat ons gaan hê, kan jy dalk vir ons net sê met die weer en die klimaat op die oomblik. Ons het 'n vooruitskatting dat ons weer gaan sit met 'n surplus in die volgende oesjaar, maar is die weerstoestande iets waarop ons oë moet hou? Ja, Doopie, ons kort nog so 'n bietjie reën. So die weer vir die volgende, kom ons sê 4 tot 6 weke is uiters belangrik. As die weer in ons gunst stel, dan gaan ons beslis hierdie groot oes kan sien, wat ek genoem het tot en met 17 miljoen ton mielies en 3 miljoen ton sojabone, wat dan ook 'n rekordoes sal wees vir Suid-Afrika vir beide produkte. So volume is 'n groot ding natuurlik. Is daar enige ander planne of uitdagings wat jy kan voorsien? Doopie, soos wat in die media baie gesien word, is ons grootste probleem logistiek in Suid-Afrika. So ons hawens in Suid-Afrika, ons hoofhawe is Durban vir bulkgrane se uitvoere. En as ons kyk na 5 miljoen ton moontlike uitvoerprodukte en heelgrane, waarvan 3.5 miljoen ton dan deur diepsee moet gaan, dan sal Durban hawe dit ongelukkig nie kan doen nie. Ja. En daar is ander hawes, byvoorbeeld Oos-London en Maputo is alternatiewe wat in die verlede gebruik was al, maar hulle is omtrent so $12 per ton duurder as om dit deur Durban hawe te vat. So dit sal maar een van die grootste uitdagings wees. Dis maar een van die grootste uitdagings. JP, hoorie baie dankie vir jou tyd vanoggend. Jean-Pierre Kotse, die bestuurder van projekte en navorsing daar by Sekota. Dis alwaar vir ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag en ons kuier weer môreoggend saam.